Dis goed om weer saam met jou te lees uit 1 Korintiërs 4. Vandag hoor ons van 'n geestelike vader en mentor. Dit is vers 14 tot 17. Ek skryf nie hierdie dinge om julle skaam te maak nie, maar om julle as my geliefde kinders tereg te wys. Want selfs al het julle 'n menigte opvoeders in Christus, het julle nie baie vaders nie. Deur die evangelie het ek in Christus Jesus julle vader geword. Ek doen dus 'n ernstige beroep op julle, volg my voorbeeld. Om hierdie rede het ek Timoteus, my geliefde en getroue kind in die Here, na julle gestuur. Hy sal julle herinner aan my lewenswyse in Christus Jesus, soos wat ek oral in elke gemeente onderrig gee. Paulus gaan nou effens sagter met die lesers omgaan, en nadat hy 'n paar skerp, sarkastiese opmerkings gemaak het in die vorige verse. Miskien kan jy nog onthou dat Paulus daar 'n kontras gemaak het, 'n kontras gestel het, 'n gewys het, die kontras tussen die moeilike omstandighede van die apostels, hulle wat hulle self dwaas hou vir die wêreld, 'n dwaas ter wille van Christus, en die kontras van dit teenoor die gemeente, wat gedink het hulle is ryk en versadig en konings, hulle het gedink hulle is dit alles vir Christus, hulle het gedink hulle het gearriveer, maar hulle het nie. En nou moet jy nie die fout maak om te dink dat Paulus so skerp en hard met die gemeente praat, omdat hy hulle wil uittart, of verneder, of skaam maak nie. Paulus sê dit is nie sy oogmerk nie, dit is nie wat hy wil doen nie. Wat hy wil doen is hy wil hulle teregwys. Sy bedoeling is om vir hulle soos 'n vader te wees. En dit is iets wat ons moet opmerk hier. Die manier waarop Paulus met hulle omgaan, is geanker en gegrond in sy baie unieke verhouding met hulle. Hy wil hulle teregwys op grond van die feit dat hy 'n baie mooi, besondere, unieke, vaderlike verhouding met hulle het. Hy beskou hulle nie as wegwerplikes nie, hy beskou hulle as sy kinders. En hierin sien ons natuurlik ook iets van die Here Jesus Christus nie waar nie. En die Here Jesus Christus is ook die een wat na ons toe uitreik, toe ons nog sondaars was, sê Romeine. Die Vader, ons hemelse Vader, is die een wat na ons toe gekom het, die een wat ons gered het, toe ons eintlik wegwerplik was. Maar hy het ons nie so beskou nie. Hy het ons in liefde aangeneem. Daar was heelwat opvoeders, leraars in die gemeente van Korinte. Ons sou hier ook kon sê predikante. Ons het in die vorige verse, in die vorige hoofstukke ook gehoor van Apollos en Cephas, oftewel Petrus. En Paulus sê daar is baie van hulle, daar's baie leraars, daar's baie predikante wat in hierdie gemeente werksaam was, maar daar's iets wat daar nie baie van is nie, en dit is vaders. Julle het nie baie vaders nie, sê die apostel. Nou wat bedoel hy daarmee? Hy gaan aan en hy verduidelik, hy sê, deur die evangelie, dit wil sê deur die verkondiging van die evangelie, deur die prediking, het hy wat Paulus is, in Christus Jesus, vir hulle 'n vader geword. Dis op grond van die verkondiging van die evangelie wat hierdie unieke verhouding tot stand gekom het, en op grond daarvan dat hy hulle teregwys. Dis ook die rede waarom hy hulle nie wil skaam maak nie, maar hoekom hy hulle soos 'n vader wil berispe, dissiplineer. So, wat sê die apostel Paulus? Hy sê, hier's baie predikante, leraars in die gemeente, maar my verhouding met julle is uniek, want deur die verkondiging van die evangelie is ek die een deur wie die Here julle tot geloof geroep het. Ek is die een deur wie die Here ook vir julle die bekering gegee het. Ek is die een deur wie julle ook in die koninkryk kon inkom. Ek is julle geestelike vader, nie iemand anders nie. Hierdie verhouding tussen Paulus en die gemeente kan nie gedupliseer word nie. En dis op grond van hierdie unieke verhouding wat die apostel met hulle praat. En Paulus beskou dit ook as sy verantwoordelikheid om hulle op hierdie manier te dissiplineer, om as geestelike pa ook sy geestelike kinders reg te help. In die Here se huisgesin het ons baie kosbare verhoudings met mekaar. Die evangelie is nie net 'n stel idees nie. Dis 'n lewensveranderende krag, die krag van God. Die evangelie maak alles nuut en dit smee selfs nuwe, kosbare, ewige verhoudings. Besondere verhoudings, unieke verhoudings.
En dit is wonderlik dat ons as gelowiges nie net biologiese paas en maas het nie, maar ons het ook geestelike ouers en mentors. Mense wat die Here op ons pad gestuur het om ons na Christus te wys. En die Here beskik dit ook dikwels so dat ons geestelike mentors vir ander mense mag wees. En jou lewe moet so wees dat jy 'n navolgingswaardige voorbeeld is vir ander, sodat hulle ook uit jou lewe kan leer hoe om Christus te dien en volg. So, miskien sou ons hier vir onsself 'n belangrike vraag kon vra, net so terloops tussen hakkies. Sal jy soos Paulus ook kan sê, volg my voorbeeld? Is jou lewe van so aard dat jy vir mense kan sê, volg my voorbeeld? Ek wil 'n mentor wees, ek wil jou help om Christus te volg. Die aandag nie op my nie, die aandag nie op Paulus as mens nie, die aandag altyd op Christus. Maar hier is die toetsvraag, kan ons dit ook sê? Kan ons sê, volg my voorbeeld? Nou goed, dit was net so terloops, iets van 'n toepassing vir ons, maar kom ons keer terug na Paulus se woorde hier en die bedoeling van Paulus se boodskap. Paulus is nie arrogant as hy sê en as hy 'n beroep doen op die gemeente en sê, volg my voorbeeld nie. Hy doen dit weer eens op grond van die feit dat hy 'n geestelike vader is wat hulle tereg wil wys. Hier's nie arrogansie nie, hier's nie vernedering nie, niks hiervan nie. Paulus beskou homself as 'n geroepene van God, 'n apostel wat veronderstel is om 'n geestelike mentor te wees vir sy geestelike kinders. Hy wil nie hê hulle moet so geheg raak aan hom nie, maar hy gebruik sy verhouding wat hy met hulle het as die wegspringblok, sodat hulle op grond van sy verhouding met hulle, op grond van sy voorbeeld, meer van Christus kan leer. Dat hulle op grond van hierdie voorbeeld wat hulle by Paulus sien, ook al hoe meer vernuwe mag word na die beeld van Christus. So Paulus wil nie hulle manipuleer nie. En dis nie hoekom hy 'n aanspraak maak op hierdie besondere verhouding met hulle nie. Hy wil nie hê hulle moet meer op hom fokus nie, maar meer op Christus. Onthou nou dat Paulus in die vorige verse gewys het, hy is 'n dwaas vir Christus. En dis hierin wat hy vir hulle sê, volg my voorbeeld. Doen julle dit ook? Wees julle ook so? En Timoteus word dan in vers 17 ook beskryf as 'n kind van die apostel Paulus. Timoteus, my geliefde en getroue kind in die Here. Dit wil sê, ook 'n geestelike kind in die Here, net soos die gelowiges daar in Korinte. En Timoteus word gestuur na die gemeente daar in Korinte met hierdie oogmerk, om die gemeente te herinner aan my lewenswyse, sê Paulus, in Christus Jesus, soos wat ek oral in elke gemeente onderrig gee. Dis Timoteus se doel, sy opdrag daar in Korinte. Hy moet die gemeente gaan vertel, gaan herinner aan die leefstyl van Paulus en hoe Paulus sekere dinge aanpak, hoe hy oor sekere dinge dink, hoe hy Christus volg. En Timoteus moet dan vir die gemeente ook leer hoe hulle soos Paulus Christus kan volg. So Timoteus is 'n kind, geestelike kind van Paulus, maar hier is hierdie een groot verskil. Hy is 'n getroue kind van Paulus, getroue geestelike kind in die Here. In ander woorde, Timoteus volg Paulus se voorbeeld. Timoteus leef soos Paulus. Timoteus poog om Paulus se lewe te gebruik as die patroon waar volgens hy moet leef, sodat hy wat Timoteus is, al hoe meer kan word, soos wat Christus wil hê hy moet wees. Dit is opvallend dat Paulus dan nou ook hier gesê het, dat hy oral in elke gemeente onderrig gee oor hierdie saak. In ander woorde, dat hy vir die gemeentes meervoud sê, dat hulle hierdie lewenswyse van hom in Christus Jesus moet navolg. So, die gelowiges wêreldwyd, die gelowiges oor wie almal Paulus se invloed het, hulle moet saam streef om al hoe meer te fokus en te word soos Christus. Kom ek sê dit baie platvloers. Paulus pik nie op die Korintiërs nie. Hy sê, ek sê hierdie dinge vir al die gemeentes, want wat vir julle geld, geld vir al die gelowiges. En so kom die oproep ook by my en jou. Ook ons kry hierdie oproep vandag. Ons moet die lewe en die lewenswyse van Paulus ondersoek. Paulus se lewe dien vir ons as die patroon. Die patroon waar volgens ons ook
ons lewens kan inrig. Sy lewe is 'n voorbeeld en wys vir ons hoe die lewe van 'n Christen ingekleur word. So kom ons kyk na Paulus, kom ons kyk na die apostels as ons geestelike mentors. En kom ons kleur ook ons lewe in op die patroon wat hulle vir ons daar gestel het. Vader, dankie vir geestelike mentors en ouers wat U vir ons gee in die kerk. Mense wat vir ons baie kosbaar is, medegelowiges wat vir ons voorbeelde is. Ons wil ook graag sulke lewens lei, lewens wat navolgingswaardig is. Stuur asseblief U Heilige Gees, sodat ons al hoe meer mag lewe soos U dit van ons verlang. Amen.